Goeiemôre Beleef familie, baie welkom van my Pastor Tief Boysen en die hele Beleefspan. Dit is so lekker dat julle vandag inskakel saam met ons en net 'n paar minute saam tyd spandeer en ons hart en ons gedagtes fokus na Jesus Christus. Nou ek hoop hierdie tyd help ons dat ons vandag net weer eens kan stil raak en net Jesus beleef. Nou, ons het die hele week saam ontdek dat elke mens sit maar met dieselfde probleem en dit is dat ons harte vergeet vinnig. En daarom gee God vir ons ritmes wat ons telkens terugroep na hom toe. Nou, dink net vir 'n oomblik hieroor. Niemand sal sê, ek hoop niemand sal sê nie, maar ek het my vrou lief gehad toe ons die dag getrou het, en dit behoort vandag nog genoeg te wees, né? Daai is moeilikheid soek. Of stel jouself voor, ander voorbeeld, jy gesels met iemand en hulle sê vir jou, weet jy wat, ek het verlede week laas geëet, ek hoef nie vandag weer te eet nie, ek sal fyn wees. Nou, ek dink ons almal sal glimlag oor hierdie voorbeelde, want ons weet dat verhoudings, gesondheid en groei vra voortdurende aandag. Dis iets wat ons net een keer doen en dan los ons dit daar nie. Nee, dis 'n konstante ding. Hoekom dink ons dan soms ons verhouding met God werk dan soveel anderste? Nou, dis presies waar Petrus vir ons hierso skryf. Jy kan dit later vandag gaan lees aan 2 Petrus 1. Petrus kom by vers 12 en dan sê hy iets baie interessants. Kyk gou wat sê hy. Daarom sal ek julle altyd aan hierdie dinge bly herinner. 'n Mens wil amper vra soos Petrus, wat is hierdie dinge waaraan jy ons wil herinner? Nou kyk, hy sê vir ons, en dis hoekom ek sê, gaan lees daai gedeelte. Hy herinner hulle dat God reeds alles gegee het wat hulle nodig het om vir God te volg, om vir Jesus te volg. Hy herinner hulle dat hulle geroep is om al hoe meer soos Jesus te leef. Dan kom hy ook en hy herinner hulle dat geloof sigbaar word, my en jou geloof, 'n gelowige se geloof word sigbaar in ons goedheid, ons selfbeheersing, ons volharding, ons godsvrugtigheid, liefde vir ander en liefde vir God. Al die dinge maak ons geloof sigbaar en hy herinner hulle om nooit te vergeet dat Christus hulle van hulle sonde gereinig het nie. Nou, Petrus probeer hulle nie iets nuuts kom leer nie. Hy kom herinner hulle aan dit wat hy reeds vasgemaak het. Hy help hulle onthou wat is die dinge wat die belangrikste is vir die gelowige om te moet weet. Nou, ek dink dis omdat Petrus iets verstaan het van die mens se hart. Hy weet dat geen mens sal net in een groot oomblik net besluit, daar dwaal ek af nie. Ek stap weg van God af nie. Nee, hy weet ons dryf stadig. Ons aandag skuif stukkie vir stukkie. Ons prioriteite verander en voor ons kan kry, begin ander dinge ons dryf. Ons prioriteite verander en voor jy weer sien dan die rede hoekom jy sekere goeders doen is daar's ander drywers. En skielik is Jesus nie meer die middelpunt van ons geestelike lewens nie. Dis hoekom geliefde, dis hoekom ek en jy moet bid en hoekom ons moet Bybel lees en hoekom ons moet saam met ander gelowiges aanbid. Dis hoekom ons onsself gereeld moet herinner aan die evangelie. En dis nie omdat God vergeet nie en ons los nie, nee, dis omdat ek en jy so maklik vergeet, ons dryf. Nou hierdie ritmes is die ritmes wat my en jou wat vir God sy liefde vir ons gee nie. Ons verdien nie sy liefde nie. Nee, hy is lief vir ons of ons nou in hy ritmes is of nie. Dit is ritmes wat my en jou help om ons aandag terug te fokus na Christus toe. Om ons toewyding terug te bring soontoe, want die doel is om altyd my en jou hart te keer op keer terug te bring na Jesus Christus. Nou ek wil glo en ek wil hoop dat deur hierdie week se oordeenkings jy iets verstaan dat ons harte vergeet vinnig en dat God vir ons verskeie ritmes gee wat ons terugnooi na hom toe. So mag jy vandag weer opnuut herinner word dat daar is ritmes wat ek en jy kan volg wat ons terugbring en ons fokus skuif na die een wat ons eerste moet lief hê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme liefde en genade oor ons lewens. Ek bid vandag die woorde van Petrus dat hy ons kom herinner, besef dat ons kort herinnering ons vergeet so maklik. En daarom wanneer ek dink aan 2 Petrus 1, hierdie hele hoofstuk, is daar kosbare inligting, kosbare waarhede, riglyne wat ons terugbring en terugroep na dit wat kern is tot ons geloof. En spesifiek daai gedagte dat my en elkeen van ons se geloof moet sigbaar word in hierdie wêreld. En daarom vra ek Jesus dat hy weer opnuut by my 'n fokus sal bring. Dankie dat wanneer ons die Bybel optel, wanneer ons hom lees, het ons hierdie vaste vertroue, daai woorde verander ons lewens, dit verander ons gedagtes en ons weet dat ons weet, wanneer ons hom lees, is ons nie dieselfde nie. Daarom vra ek Here vandag vir elke persoon wat wel die Bybel oplees en worstel en dink, "Jesus, hierdie woorde verander my nie." Dat hulle sal rustig raak en regtig Jesus vertrou en deur die Heilige Gees dat hulle weet, dat hulle sal leer dat daai woorde verander hulle van binne af buitentoe. Ons loof U, ons eer U en ons sê vir U dankie vir die enorme genade oor ons lewens. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.